Ek wil vanmôre met jou praat 'n bietjie oor die groot geheim. Ek wil vanmôre met jou praat oor die groot geheim en ons gaan die volgende 4 weke gaan ek na die boek Kolossense kyk. Nou as daar een ding is van die boek Kolossense is dat dit is 'n boek wat soveel spreek van wat ek en jy vandag deurgaan. En ek gaan vanmôre net 'n grondslag lê. Volgende week gaan ek verder. Die boek Kolossense het 4 hoofstukke en dit gaan oor die gemeente in Kolossie wat basies so 150 myl van Efese af is en dis binnelands. Nou Efese was 'n hawestad en as jy binneland toe gegaan het, dan het jy die gemeente van Kolossie gekry en wat interessant was, hierdie gemeente was op 'n tyd of die dorp was op 'n tyd, was dit 'n baie welvarende dorp. Dit was 'n deurgangsroete gewees na Efese toe. Dit meen baie mense het daar gestop. Dis amper iets soos, wie onthou jare terug, kon jy Durban toe ry, dan het jy deur Mooirivier die alternatiewe roete gery, daar by Mooirivier het jy gestop, dan het jy die Wimpy daar gestop. Wie kan dit onthou? Nou as jy nie kan onthou nie, dan is jy te jonk gewees vir dit. Maar as jy dit kan onthou, dan het jy na daai Wimpy toe gegaan en ek onthou as kind het ons altyd by daai Wimpy gestop en daai was 'n great Wimpy gewees. Toe bou hulle die nuwe tolpad met die 3 bane wat wonderlik is, maar ewe skielik stop ouens nie meer by Mooirivier nie, hulle stop nou by Harrismith. Dit meen ewe skielik is daai nie meer so 'n belangrike roete nie en ewe skielik kry daai Wimpy swaar by Mooirivier. Nou dis dieselfde gewees in Kolossie, was dit ook hulle die deurgangsroete verander nie meer na Efese toe nie. Dis asof die planne verander het. En weet jy, vanmôre wil ek sê, soms dan kom die lewe en die planne verander. En soms is die paaie verander. Jy het hierdie beplanning, jy het hierdie plan, alles gaan regloop en jy sê, wel, my lewe is vir my uiteengeset, ek gaan dit maak eendag, ek is alright, my pensioen is reg, my kinders is reg, my vrou is reg, my huis is reg, my honde is oulik, en alles is net mooi, en ewe skielik gebeur daar 'n ding, en jou hele roete van lewe verander. Wie was al daar gewees? Kyk, as jy nog nie daar was nie, hou net vas, jy gaan daar kom. Because life happens. Somtyds is daar deurgangsroetes wat in ons lewens kom, wat ons nie beplan nie. Ek wil vir jou sê, as jy vandag met daai ou by Mooirivier moet gaan praat oor daai Wimpy, en jy gaan sê, wat is die grootste nadeel van hom, sal hy sê, dis die tolpad wat gebou was. Maar die ou by Harrismith se Wimpy sê, dis die beste ding wat kon gebeur het. Maar die een se nadeel word die ander ou se voordeel. En daarom vanmôre wil ek bietjie met jou praat oor die groot geheim, maar ek wil met jou praat oor Kolossense en veral oor hierdie ouens. Op 'n tyd was dit welvarend, op 'n tyd het dit goed gegaan, want dit was 'n deurgangsroete en ewe skielik begin daar skuwe in hierdie dorp en in hierdie mense kom. Want jy moet weet, as daar skuwe in die dorp kom daar ook skuwe in die mense in die dorp. Is dit waar? En dieselfde met ons. Somtyds in ons lewens is daar goed wat in ons land gebeur, wat ons geen beheer oor het nie. Somtyds het jy oor jou naaste mense, die naaste aan jou, geen beheer nie, oor jou kinders, of oor jou man, of jou vrou, het jy geen beheer nie. En dit sit jou in 'n wentelbaan wat jy nie wou gewees het nie. Wie weet, dit het al gebeur. Nou wat doen jy dan? Die vraag is nie wat gebeur, as goed met jou gebeur, wat jy nie beplan nie. Die vraag is, wat is jou reaksie op daai goed? En die gemeente van Kolossie verduidelik vir my ook dit, en hy begin met hoofstuk 1, begin hy met Kolossense 1 vers 26 en 27, sy naamlik die verborgenheid, of die geheim, wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid of hierdie geheim onder die heidene is. Dit is Christus onder julle,
die hoop van heerlikheid. Hierdie geheim onder julle is Christus, die heerlikheid, die Christus, die hoop van heerlikheid. Dit is die geheim. Maar ek wil vanmôre sê, voordat hierdie geheim geopenbaar kon geword het aan die mensdom, was daar 'n paar afdraaipaaie wat die duiwel wou gebring het om dit basies te keer. Nou vandag wil ek vir jou sê, die duiwel wil afdraaipaaie in jou en my lewe bring om te keer wat God se plan in ons lewens is. Is dit waar? En weet jy wat jou reaksie op daai afdraaipaaie gaan bepaal of jy gaan kom by dit wat God wil hê jy moet kom. Nou net so in Kolossense 1 sê hy, deur die eeue en geslagte heen was daar goed verborge gewees. Nou wat was verborge? As ons gaan kyk in Genesis 3 vers 15 sê die woord van die Here. Nou ek gaan probeer vanmôre om van Genesis tot Openbaring te gaan in 30 minute. OK. Bid vir my. Genesis 3 vers 15 sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en, wie weet vrouens het nie saad nie? Net so te loops biologies. Nou wat se saad praat die Bybel hiervan? Jy gaan sien dan. Tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nadat Adam en Eva gesondig het, toe kom die Here en sê, toe vervloek die Here eintlik Adam en Eva, en dit is die vloek gewees van die sondeval. En hy het gesê, van nou af jy sal deur die sweet van jou aangesig, sal jy brood verdien, en die vrou sal moeilik kinders baar. Is dit waar? Wat 'n vrou het maklik kinders gebaar al. OK, as daar so vrou is, die ander vrouens sal weet hoe jy het reg gekry het. OK, dis deel van die vloek van Adam en Eva. Nou kom die woord van die Here in Openbaring 12 vers 4. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep. En hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar. Wie was die vrou wat op die punt was om te baar? Jy sien, van die begin af het God gesê, die vrou is in die begin was dit gewees Israel, en later het dit die kerk geword, maar die vrou het gestaan op die punt om te baar. En ons gaan nou sien wie is die vrou, maar hy was op die punt om te baar, wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Nou vanmôre wil ek sê, hierdie verborgenheid, hierdie geheim, die duiwel het ten dele gehoor, dat jou saad sal die kop vermorsel, en toe hy hoor die saad, toe begin die duiwel 'n vendetta teen die mens. Want onthou, ons is geskape na wie se beeld? Na God se beeld. Wat het Adam en Eva prys gegee? Hulle het die beeld van God prys gegee. Autoriteit en gesag, en hulle het autoriteit en gesag net so aan Adam en Eva aan die duiwel gegee. En net toe hulle dit doen, toe veroorsaak dat van dag 1 af wat Adam en Eva dit gedoen het, toe kyk die duiwel na een ding, na die saad. Hy was besig om te kyk, wie is die een wat die kop gaan vermorsel? Nou ek wil vandag sê, die duiwel kyk nog steeds na jou en my ook, want hy wil nie hê die droom en die plan en die wil van God moet in ons lewe gebeur nie. Dit meen, wat wil hy doen? Hy wil ons vernietig. Hy haat jou en hy haat my, want hy wil nie hê Christus moet in ons tevoorskyn kom nie, die hoop van heerlikheid vir die wêreld. Daai is 'n geheim, hoor. Hy wil dit nie hê nie. Nou hoor vanmôre wat sê die woord van die Here. Die woord van die Here sê van vers 1, Genesis 4 vers 8. Nou, ek dink Adam en Eva het gedink, goed, ek het 'n woord gegee, ek sal my kop vermorsel en my saad. Nou die eerste een wat gaan seker my eerste seun wees. Nou kyk wat gebeur met Kain en Abel. Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Nou waarom het Kain vir Abel doodgeslaan? Want jy sien, agter alles het die duiwel gewerk.
wat hy vir die saad verwoes. En Eva het seker gedink, okay, hier's die een wat die kop gaan vermorsel. En ewe skielik, hierso is Kain dood en Abel dood en Kain word weggejaag en dis net 'n groot gemors. En vir 150 jaar is daar nie die volgende persoon wat die saaddraer is nie. En die duiwel is bly want hy sien dat die mensdom is besig om homself te verwoes. En raai wat gebeur toe? Toe kom Set. En toe die Here vir Set bring en hy kom vir Set, toe sien die duiwel, hier's nou weer een wat die saaddraer kan wees. Bonatuurlik is weer een. En toe begin hy weer 'n plan maak en toe kom Set en toe kom dit by Abraham en toe hoor hy God profeteer oor Abraham en hy sê ek moet met Abraham moet ek iets doen. Want wat is hy agter? Hy's agter die saad. Nou wat kon Sarah nie kry nie? Sarah kon nie kinders kry nie. Dit meen wat hy probeer die saad keer sodat die saad tot vervulling kan kom, sodat die saad die kop kan vermorsel. En weet jy wat, toe hy dit nie reg kry nie, en hy begin, want God het Sarah swanger gemaak en 'n naam het verander na Sarah toe, en die Here het vir haar 'n kind gegee met die naam van Isak, en toe besef hy, hy kon dit nie keer nie, en die duiwel dink, nou hoe gaan ek hierdie saad stop? En toe, wat is Isak se kinders se naam gewees? Jakob en Esau. Nou hier haat Jakob en Esau mekaar, want Jakob het gegaan na die eersgeboorte reg met 'n pot lensiesop, het hy gaan koop by Esau. En Esau het goddeloos opgetree. Die woord sê hy was goddeloos omdat hy nie eer en respek gehad het vir die saad nie. En ewe skielik is daar 'n probleem en Jakob wil vir Esau doodmaak en Jakob moet vlug en die duiwel kom en hy sê, laat hulle mekaar doodmaak, sodat ek die saad kan stop. It's all about the seed. Dis alles oor die saad en die duiwel haat dit, want hy sien die saad is besig om te groei en hy kan niks daaraan doen nie, want God het dit so besluit. En weet jy wat, toe gaan hy verder, toe Jakob vir Esau gaan, toe Jakob en Esau het aangegaan en hulle toe vrede gemaak, en toe hulle vrede maak, toe kry Jakob 12 seuns, en 12 kinders, en een van hulle se naam is Josef. En die duiwel dink toe, hy sien die salwing is op Josef. Hy sien die profetiese woord van Josef, wat hy sê, die Here sê, julle res gaan voor my kniel, hoor. Soos koringaartjies. Mama, jy en papa ook, hoor. Julle gaan ook kniel. En papa sê, hoor hier so, jy is nie lekker nie. Het jy iets gerook? In vandag se term. Het jy iets gerook? Hy sê, ek verstaan dit nie. Maar God sê, julle gaan voor my kniel. En wat doen die ander boeties? Hulle begin hom haat. Weereens, die duiwel kom. En hy wil wat keer? Die saad. En wat doen hulle? Gooi hom toe in die put. En ons ken die storie. Dat God het bonatuurlik, het hy hom laat uitkom. En toe hy hom laat uitkom, het hy gegaan na Potifar toe, en Potifar se huis. En toe hy by Potifar se huis kom, toe sê Potifar se vrou, maak sy toe 'n sexual harassment saak teen hom, 'n onwaar saak van sexual harassment, dat hy het haar betas op 'n verkeerde manier. Nou in die Egiptiese kultuur en in die Egiptiese wet, as jy so iets gedoen het, veral met Potifar se vrou, want hy was die minister van finansies van Egipte, dan was jy met wat gestraf? Sou jy met die dood gestraf gewees het? En weer eens is die duiwel agter die saad en hy wil hom doodmaak. Hy wil Josef dood hê. En Josef word toe in die tronk gegooi. En toe sê hy, as ek nie dood kan kry nie, dan moet hulle van hom vergeet, hom toesluit en die sleutel weggooi. Maar bonatuurlik toe kom die Here en hy kom en hy maak 'n woord weer waar, 'n droom. En die Here gebruik Josef. En wat word Josef? Visiepresident van 'n land. En wanneer die duiwel hier wil kom en iemand doodmaak, die saad wil keer, dan kom God die kant en hy sê, nee, ek gaan hom aanstel visiepresident van 'n land. Sien, God beskerm sy saad. God beskerm die saad en daarna ken ons die verhaal van wat in Egipte toe gebeur het. Toe word Josef nie net 70 mense
wat in die land Goshen ingaan, of in Egipte ingaan nie, toe word daai 70, word toe 3 miljoen Jode. Toe word dit 'n volk. En ewe skielik begin daai Farao begin voel, hoor hierdie ouens is besig om ons land oor te neem, en daar begin haat in sy hart kom. Nou wie bring die haat in die hart? Dis die duiwel. En wat wil hy doen? Hy wil hierdie ouens verwoes, hy sit hulle onder slawerny, en hy begin op hulle, basies wil hy hulle doodmaak, en hy sê vir die vroedvrouens, sê hy, hoor hierso, as hierdie Israeliete begin kinders kry, veral seentjies kry, dan moet julle daai kindertjies in die Nylrivier sommer verdrink. En daar's haat, daar's xenofobia, daar's iets wat nie lekker is nie, daar's antisemitisme, julle weet wat dit is. Dis die hele wêreld haat die Jode. Dit het al begin in Egipte, hoor. Dit het al begin in Egipte, want daar's saad wat doodgemaak moet word. En ewe skielik begin die vrouens sê, nee, hierdie vrouens is 'n bietjie ander vrouens, hoor. As ons by hulle kom, het hulle klaar kinders gebaar. Maar hulle het God gevrees. En toe word Moses gebore. En weet jy wat Moses se ma besef toe, want hulle het gesê, al die kindertjies, seentjies moet doodgemaak word. Hulle moet verwoes word, en Moses se ma maak toe 'n ark, of 'n klein mandjie, en sit Moses in die mandjie, en sy gooi hom so in die Nyl af, en sy stuur hom so in die Nyl af, en sy sê, Here, as dit U wil is, beskerm net vir Moses. Nou weet jy wat is in die Nyl? Die Nyl is bekend vir krokodille. Nou krokodille, hoe maak hulle? Hoe maak die krokodille? Hoe maak hulle? Hulle eet. En hulle sal ook eet wat daar ronddryf, veral babiekies. Maar God beskerm daai seun. En hier kom Farao se dogter, en sy weet wat gesê is. Sy weet, dit is gesê dat jy moet al die Egiptiese seuns doodmaak, agter die saad aan. Sy weet dit, maar ewe skielik plaas die Here in Farao se dogter 'n begeerte om hierdie kind groot te maak. En sy laai kom stikke, hoor. Sy weet, dit kan nie 'n Egiptiese kind wees nie. Waarom? Want hy dryf in die Nyl. Sy weet dit moes een van die Jode se kinders gewees het. Ek seker hy het so 'n bietjie anders gelyk. Want die ouens in Egipte se velle was so 'n bietjie meer donker gewees. Syne was so 'n bietjie meer blas. Mense kon onmiddellik sien dat hierdie kind is nie deel van ons nie. Maar God gee vir daai vrou 'n liefde vir daai man, vir daai baba seentjie. Sy maak hom groot in die paleis, en sy laat haar ma kom, en toe sy nog 'n baba was, om groot maak, en Moses leer nie net die Egiptiese wet, en die Egiptiese wysheid nie, maar hy leer ook, terwyl die ma met hom praat, onthou, jou ware familie, jou ware mense, bly in Goshen, en hy word al twee kante geleer. En ons ken die storie, dat dit was Moses, wat op die einde die volk Israel bevry het, nadat hulle met die Pasga uitgekom het. En ons ken die hele storie met die 10 plaag, en hulle uitkom by die laagste plaag, toe vat hulle gaan na die beloofde land toe, en ewe skielik toe hulle kom, by die Rietsee of die Rooi See, toe gebeur daar iets interessant. Hierdie kant staan 'n klomp Egiptenare wat baie kwaad is, want die vorige aand was al die eerstgeborenes doodgemaak in die land Egipte. En hierso kom ouens wat, hulle was dalk die 3de of die 4de kind, en hulle is kwaad, want hulle boetie is dood, die eerstgeborene is dood, en hulle sê, nou gaan ons hierdie klomp Israeliete doodmaak, en hulle klim op hulle waans, en hulle is reg met Farao, nou gaan ons hulle almal verwoes, en hier gat hulle met hulle waans, en hier staan Israel, en die duiwel wil weet wat vir doodmaak, die saad. Hier staan 'n vuurkolom, gelukkig, maar as die vuurkolom nie daar was nie, wat God geplaas het, sou daai Egiptenare gekom het, en hulle sal elke Israeliet doodgemaak het uit haat. En wat doen die Here? Hy bring 'n vuurkolom,
en hulle kan nie verder beweeg nie. En deur daai dag of deur daai aand, toe staan Moses en toe hy sy staf oplig, toe maak die Here, maak hy daai dag, maak hy die see oop en die Israeliete gaan droë voet deur. En toe die Egiptenare met hulle haat agteraan kom, toe word hulle almal verdrink. Weet jy waarom? Want God het die saad beskerm. God het die saad beskerm. Die duiwel wou hierdie verborgenheid. Hy was agter die saad aan van die begin af, maar God het die saad beskerm. En net so gaan hy verder, en toe hy by Moses verby is, en hy die saad beskerm, toe vir 40 jaar, toe rebelleer die volk Israel teen wie? Teen God. En die duiwel het gesê, goed, laat ons, as ons hulle nie kan doodmaak nie, laat ons hulle teen God draai self. Laat ons hulle natuur verander, dat hulle rebels raak teen die Here. En weet jy, op 'n tyd dan sê Moses, Here, ons moet hierdie mense verwoes, en sê die Here, ek gaan hulle verwoes, want hulle is rebels teen my. En dis hierdie konflik tussen die volk Israel, en selfs partykeer God, wat haat wat hulle doen, en dan kom Moses, dan bid hy vir hulle. En op 'n tyd het daar 240.000 mense op een slag dood, en die Here wil die volk Israel verwoes, want hy haat wat hulle doen, hy haat die sonde in hulle lewe, die rebellie in hulle lewe. Toe kom Moses met 'n pan, met 'n altaar, met reukwerk, en hy hardloop so tussen hulle, en sê, Here, moenie laat hulle doodgaan nie. En Moses se gebed beskerm die saad, want die Here was bereid om oor te begin. Is dit waar? En so kan jy gaan kyk deur die geskiedenis. So kan jy gaan kyk selfs toe Josua en Rigters, en jy kom by Dawid die man na God se hart. Nou Saul was nie die man na God se hart nie, want Dawid was die man na God se hart, maar Saul was nie. Die volke wou het konings gehad, en toe kom die Israel en sê, ons soek ook 'n koning. Toe gee die Here vir hulle Saul. Maar Saul was in begin was hy reg, maar toe later het hy sy hart verhard. En toe was sy koningskap van hom weggeskeer. Maar toe gaan Samuel, die profeet Samuel, en hy sien, hier's 'n man na God se hart. En toe hy dit sê, 'n man na God se hart, toe neem die duiwel notisie. En wat wil hy weer doen? Die saad. Toe wil hy Dawid doodmaak, en hoe doen hy dit? Met sonde, met Batseba, en hy bring Batseba, en ek sê nie, Dawid het skulde aangehad, verseker, hy kon gekies het, maar daar was 'n plan gewees van die bose, om Dawid te bring by 'n plek, dat hy nie meer as koning kon wees nie. En dis hoe die duiwel werk. Jy sien, as jy heeltyd agter die roeping, en agter die saad, en as hy jou nie kan doodmaak nie, dan gaan hy jou besoedel. As hy jou nie kan besoedel nie, dan gaan hy maak dat jy teen mekaar veg, soos die volk Israel ook teen mekaar geveg het, want jy sien, na Dawid koning was, toe word Salomo koning, en toe Salomo en sy seun koning word, Jerobeam, toe begin Jerobeam baie slim raak, en daar kom 'n skering tussen die Suidryk en die Noordryk, en toe kom 'n konflik tussen die Suidryk en die Noordryk, en die duiwel kom, en hy sê, ek laat julle mekaar doodmaak. En weer eens is hy agter die Satan. As jy verder gaan, en ek gaan nie alles lees nie, man, 2 Konings 11 vers 1, wie het al gehoor, Isebel is 'n wille tannie? Wie het al dit gehoor? Kyk, as jy ou preek, en hy preek oor Isebel, hulle praat daar net sleg, okay. Maar ek wil vir julle vanmôre van 'n willer tannie Isebel vertel. In 2 Konings 11 vers 1 sê, toe Atalia, die moeder van Ahasia, sien dat haar seun dood was, het sy al klaargemaak en die hele koninklike geslag omgebring. Die duiwel het geweet, uit die geslag van Dawid sal die belofte kom. Toe gaan sy en sy maak die hele koninklike geslag dood. Dis 'n bietjie erger as Isebel. Die hele koninklike geslag doodgemaak. Vers 2 sê, maar Joseba, die dogter van die koning, Joram, die suster van Ahasia, het Joas, die seun van Ahasia, geneem en hom gesteel. Dankie Here vir hierdie vrou. En hom gesteel onder die koning se seuns uit, wat gedood moes word, en hom en sy pleegmoeder in die bedekamer gebring. So het hulle hom dan vir Atalia weggesteek, sodat hy nie gedood was nie. Hier's nog 'n Moses storie, weggesteek.
As hy dood was die saad weg. Maar dankie Here, God beskerm die saad. God beskerm die saad. Toe hulle in ballingskap is, toe word Daniel en sy drie vriende, die eerste ding wat hulle met Daniel en die 3 vriende gedoen het, hulle het hulle ontman. Nou, 'n man wat ontman is, wat kan jy nie doen nie? Kan die kinders kry, so terloops, agter die saadvee. En nie net hulle ontman, nie wou hulle doodmaak, gooi hulle in die vuuroond, gooi hulle in die leeukuil, want die duiwel wou die plan van God die heeltyd keer. Hy wou die saad keer. As jy net dink aan Esther, in ballingskap, kan jy net dink aan Esther, daar was 'n man met die naam van Haman. Nou wie weet wat het Haman probeer doen? Hy het probeer al die Israeliete doodmaak. Hy het gesê die koning moet kom en hy moet 'n deklarasie maak dat almal wat Jode is, moet doodgemaak word. En Esther kom toe en Esther gaan, en terwyl Esther kom bid sy, en sy sê, o Here help my, ek moet voor die koning verskyn, as die koning net sê ek kan nader kom, as hy nie sê ek mag nader kom nie, gaan ek ook gedood word. En toe kom die koning en hy wys sy scepter en hy sê kom nader. En toe sy nader gaan, toe sê sy, daar's 'n man met die naam van Haman, hy wil my doodmaak, en ek is jou koningin. Ek is die een wat jy gekies het by die beauty pageant. Jy my gekies. En hy wil my die mooi een van jou doodmaak. En hy sê, wie is die knaap? Dis Haman. En die Here kom beskerm wat? Die saad. En die Here kom beskerm die saad. Jy sien die heeltyd was die duiwel agter die saad. As hy die man nie kan doodmaak nie, wil hy die volk verwoes. En dit was as jy hierdie storie kyk, wil hy die hele Israel verwoes. Ons sit vandag nog steeds by dieselfde plek. As jy kyk wat gebeur in Israel, wat wil hulle verwoes? Die volk Israel. Dis nog steeds agter die saad aan. Dis nog steeds agter die belofte aan. Maar gaan kyk maar net reg deur die geskiedenis. En die duiwel probeer, as hy nie die saad kan verwoes nie, dan het hulle teen mekaar gedraai. Dan het hulle die volke, die Noordryk teen die Suidryk kom, of hy het Kain teen Abel gevat, of hy het Jakob teen Esau gevat, dat ons mekaar verwoes. 'n Koninkryk wat teen homself verdeeld is, kan nooit staande bly nie. As die duiwel nie dit kon regkry nie, dan het hy die saad probeer doodmaak, soos in Moses se tyd. Soos in Dawid, het hy probeer die saad doodmaak. Maar weet jy wat, toe kom die Here, God Almagtig, en hy sê, okay, nou gaan ek 'n bietjie 'n curveball gooi. Nou ek weet 'n curveball is iets wat hulle in baseball gooi. Ek weet nie op 'n ander plek waar jy curveballs gooi nie. Maar die Here kom gooi 'n curveball toe. In Jesaja 7 vers 13 en 14. Toe sê hy, luister tog o huis van Dawid. Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei? En dan sê hy, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel. Die maagd sal swanger word. Wie weet 'n maag word nie swanger nie. Dis gewoonlik normale wetenskap. Dit meen as die maag swanger word, is daar ander saad in die maag. En weet jy wat, God het van die begin af geweet, en haar saad sal nie kom uit 'n mens se saad nie. Haar saad sal kom uit die Heilige Gees. En ewe skielik verander die modus operandi. Toe weet die duiwel nie meer wat om te doen nie. Want dit help nou nie, ons maak nou met die man dood nie. Ons maak die saad dood nie. Want nou is dit haar saad wat die kop sal vermorsel. Is God nie in beheer nie? Amen, hy is in beheer. En toe ewe skielik, toe besef die duiwel, okay, ek weet nou nie meer wat om te doen nie. Dit help nou nie meer, ek maak die man, die saad dood nie. Want haar saad gaan swanger, 'n maagd gaan swanger word. En weet jy wat, toe Maria op aarde loop, toe kom die Here en hy maak haar swanger deur die Heilige Gees. En toe besef die duiwel, hierdie woord het nou waar geword. Hierdie woord in Jesaja het nou waar geword. Wat nou?
Nou sit hy met 'n tamaletjie, nou weet hy, dis God se woord wat waar geword het. En weet jy wat doen hy? Hy laat Herodes, al die kinders wat 2 jaar en jonger is, in Jerusalem en omgewing, in Bethlehem en omgewing doodmaak. Maar toe het Josef al gevlug na Egipte toe, met die kind. En weet jy, toe word Jesus groter. En die woord sê, toe Jesus nou groter word, toe elke nou en dan die volk wil hom doodgooi, die fariseërs wil hom doodmaak, die sadiseërs wil hom doodmaak, en almal wil hom doodmaak, en alhoewel hy almal genees, en alhoewel hy wonders en tekens doen, is daar iets wat agter die skerms werk, wat hom die hele tyd wil doodmaak. Nou wie is dit? Dis die duiwel. Hy is agter wat? Hy is agter die Satan. En hy dog toe, okay, it's alright, ek gaan hom kry. En ons almal ken die kruisigingsverhaal, en hy dog toe Jesus aan die kruis hang, toe sê hy, vir 6000 jaar probeer ek die saad doodkry. Vir 6000 jaar probeer ek doodmaak, en vir 6000 jaar, en nou het ek het regtig kry, en ek sien die demone, en ek sien die duiwel, hulle het 'n triomftog, hulle sê, en hulle het 'n party, toe Jesus sterf. Maar min wetende, sê 1 Korintiërs 2 vers 8, as die duiwel of die wêreldheersers geweet het wat sou gebeur het aan die kruis, sou hulle Jesus nooit gekruisig het nie. Toe word daai grootste, ek wil sê party wat hulle hou, hulle grootste teleurstelling. Want toe ewe skielik wat gebeur? Toe word daar 'n geheim tentoongestel in die wêreld. En wat is daai geheim? Christ in us, the hope of glory. Dis die geheim. Nou moet die duiwel nie net 1 persoon keer, of net vir Jesus keer, of die saad keer nie. Nou het hy kerke wat hy moet keer, nou het hy jou wat hy moet keer, nou het hy my wat moet keer. Hy haat ons. Waarom haat hy ons? Want ons is nou die beelddraer van Jesus, ons is nou die saad van die Here. As jy deur moeilike tye gaan, weet jy wat? Dis omdat jy saad dra. Dis omdat jy droom van God dra. Dis omdat daar iets in jou is wat die duiwel weet, wat sy kop gaan vermorsel finaal op die einde. Hy gaan in die poel van vuur gegooi word. Maar weet jy wat, al hierdie goed is deel van die vervulling van die eindtyd. Maar dit begin al by Genesis. Nou wil ek afsluit. Kom ons kyk na Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die wet kon vervul, sodat ek en jy in oorwinning kan leef. Amen. Nou sê Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis die verborgenheid. Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Maar geregtigheid is deur die genade, is deur die kruis. Jesus het vir ons sonde geword, sodat ons geregtigheid kan word in die kruis. Sodat ons geregtigheid, sodat ek en jy vandag vlekloos, sonder sonde kan staan. As jy Kolossense gaan 1 lees, en sê hy vir jou, dat Jesus het bo alle mag, en bo alle gesag, en alle autoriteit, Jesus gaan heers, sodat hy daai mag, en daai autoriteit aan my en jou kan gee. Nou sê Kolossense 1 vers 10, en Kolossense 1 vers 12, maar jy moet nie dit misbruik, deurdat jou leefstyl nie getuig van dit wat jy gekry het nie. Maar nou is daar iets anders in jou en my. Christ, the hope of glory. Hierdie geheimenis is nou in my en jou. En weet jy, die duiwel wou dit gekeer het in Genesis, hy wou dit gekeer het in die Ou Testament, hy wou dit gekeer het toe Jesus op aarde geloop het, en raai wat, hy gaan dit nog steeds wil keer, maar hy gaan dit nie reg kry nie. Waarom gaan hy dit nie reg kry nie? Want net soos die Here Moses beskerm het, en net soos hy sy seun beskerm het, en net soos hy Dawid beskerm het, net so gaan hy my en jou beskerm. En vanmôre wil ek sê, ek is bevoorreg
om 'n saaddraer te wees van die koning van die konings. Ek en jy dra onverganklike saad. Daar's onverganklikheid in ons. Weet jy wat, daar's kragdimensie, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is ook in jou en my sterflike liggame. Daar's iets anders in jou en in my. Sê vir die ou net langs jou, jy's bietjie anders as wat jy dink, hoor. Ek wil sê jy's 'n hybrid. Jy's 'n hybrid. Weet jy wat 'n hybrid? Jy's iets van twee. 'n Hybrid kar is bietjie petrol en 'n bietjie krag, is ek reg? Weet jy wat 'n hybrid mens? Bietjie vlees, maar baie gees. Woehoe! Bietjie vlees, maar baie gees. Ja, ek is nog in die vlees. Ja, ek moet nog eet en ek het partykeer word ek kwaad vir 'n ou. Nie vir my vrou nie. Ek weet, ek's veilig. Word nie kwaad vir haar nie. Dis gevaarlik. Maar jy word soms kwaad. Maar weet jy wat? Dan kom Romeine 8 vers 1, wandel in die gees. En die begeerlike vir die vlees nie oor my kom nie. When I walk in the spirit, something will happen. Gaan lees Kolossense 1 en sê, as jy in daai kragdimensie wil leef, dan sê Kolossense 1 vers 10, moet jy wandel in die gees, man. Jy moet laat die geesmens jou beheer. Jy moet laat jou geesmens, jy sien, en dan kan die duiwel niks in die saad doen nie. Dan kan hy niks in die droom doen nie. Dan kan hy met enigiets kom, maar hy gaan tweede kom, want hy weet, jy weet wie jy is in Christus Jesus, en wie Christus is deur jou. Maar wat gaan hy doen? En ek wil afsluit, hy wil hê, jy moet hierdie waarheid nie verstaan nie. Hy gaan wil hê, jy moet nie verstaan, dat wie jy is in Christus, en Christus is deur jou. Kyk, as die duiwel na jou kyk, sien hy nie skyn raak nie. Die duiwel sien nie jou raak nie, hy sien Jesus raak. Hy haat Jesus. Hy sien nie Sjaal raak nie, hy sien Jesus. En dit is Jesus wat sy kop vermorsel. Dis Christ in us, the hope of glory. En hy haat, want hy weet, dit het hom verwoes, dit het hom vernietig. Nou al wat hy moet doen, hy moet ons disconnecteer van wie Christus in ons is, en Christus deur ons is. Meen basies, hy moet die hybrid mens disconnecteer. En hy moet jou kry by 'n plek dat jy dink, dis ek, me, myself and I, the unholy trinity. Ag, shame, arme ek. En as hy jou kan kry by, ag, shame, arme ek, gaan hy jou kry by 'n punt dat jy nooit in die gees sal kan wandel nie. En sal hy jou kry by 'n plek waar vloeke jou lewe dan beheer. Because then you're in the flesh. Daar is dus nou geen veroordeling, sê die woord, Romeine 8 vers 1, vir die wat in die... Maar as jy in die vlees wandel, is daar niks verskil tussen jou en heide nie, sorry. Geen verskil, dan alles wat vir hom van toepassing is, op jou van toepassing. Maar as jy in die gees wandel, dan weet die duiwel, hierdie ou is volmaak in Christus. Hierdie persoon sal die duiwel vierkantig in die oog kyk, hy sê, goud en silwer het ek nie. Maar in die naam van Jesus staan op en loop, jou duiwel gaan jou kranke gees. Dis wat Jakobus en Johannes en Petrus gedoen het. I mean, that's a spirit man. You're a spirit man. Christ in us, dis die verborgenheid, wat die wêreld nie verstaan nie. Die wêreld wag met openbaring of verwagting, met al sy reikende verwagting, tot die openbaarmaking van wie? Van die kinders van God. Dat hierdie revelation jou sal tref en deur jou sal werk. Dit is Kolossense 1. Volgende week gaan ons Kolossense 2 doen. Dis baie exciting. Maar ek wil vandag vir jou sê, Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, jy moet dit mediteer op. Christus in my. Ek is toe nie 'n arme wurm en die duiwel gaan met my visvang nie. It's Christ in me, the hope of glory. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Met my God kan ek 'n bende storm loop. Met my God kan ek oor 'n muur spring. It is something in you. Daar's iets in jou wat die duiwel haat. En dit is God se krag in jou. En God se krag deur jou.
Nou wil ek vanmôre sê, renew your mind. Renew your mind. Kom by daai werklikheid uit. Christ in you, the hope of glory. Amen. Kom ons staan op dan. As jy vanmôre hier is, en jy sê, Sjaal, ek het nou hierdie hele beweging van Genesis regdeur tot eintlik tot Kolossense gehoor. Maar Christus is nie koning van my lewe nie. Ek kan nie sê Christ in me the hope of glory nie. Ek kan nie sê ek lewe vir Christus en vir my is die lewe Christus en die sterwe win soos Paulus gesê het nie. Ek kan nie sê vanmôre dat hierdie openbaring het my getref soos dit Paulus getref het. Soos dit elke wedergebore kind van God. Ja, ek was in 'n kerk. Maar dis nie te sê ek het hierdie openbaring nie. Dis te sê Christus is my lewe nie. Dis nie te sê Christus is die middelpunt en die begin en die einde nie. As jy nie by 'n punt gekom het dat jy Jesus koning van jou lewe gemaak het nie, dan sal jy nooit dit verstaan nie. Dan gaan jy besig wees met godsdiens, maar jy sal nooit besig wees met die oorwindende hand en die krag van God nie. En ek wil vra dat ons net ons oë sal toemaak. Elkeen maak net jou oë toe. En as jy vanmôre hier is en jy sê, Sjaal, ek wil vanmôre seker wees dat ek ook deel kan wees van Christ Jesus, the hope of glory vir hierdie wêreld. Christus in my en Christus deur my, maar ek is nie oortuig dat Jesus is alles in my lewe nie. Inteendeel, ek weet nie eens of ek my hart en my lewe al vir die Here gegee het nie. Ek weet nie. Ek is nie oortuig dat Jesus is koning van my lewe nie. En as jy vanmôre hier sit en jy is nie oortuig nie, wil ek jou die geleentheid gee om vanmôre seker te maak dat Jesus koning en die Here van jou lewe is. En ek wil vra dat jy net jou hand vir my sal opsteek as dit jy is. Steek net vinnig jou hand op as dit jy is. Amen. Hier is hande wat opgaan. Ek wil vra vir jou wat jou hand opsteek. Mag hier openbaring jou tref vandag. Die openbaring Christus in jou, die hoop van heerlikheid. Mag vanmôre as jy uitstap, jy bewus wees dat Jesus is koning van my lewe. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat hy die dood uit opgestaan, sal jy gered wees. En ek wil vanmôre hê ons moet as gehoor almal saam bid. En vir die wat vanmôre hulle hierdie besluit neem, wil ek hê jy moet saam hierdie gebed bid, saam met die gehoor. En jy moet nie uitstap en sê, Here, nou gaan ek U volg met alles in my. Dis nie maar net 'n besluit nie, dis 'n leefwyse. En ek wil vra dat ons as gehoors gaan saam bid om die mense te help wat hulle hand opgesteek het. Kom ons bid saam. Sê, Here Jesus, ek kom vanmôre na U toe. Ek wil vanmôre U koning van my lewe maak. Ek wil vanmôre U Christus in my en Christus deur my maak. U woord sê, as ons met ons mond bely dat Jesus die Here is en met ons hart glo dat Jesus uit die dood opgestaan het, sal ons gered wees. En dankie Jesus, U ontvang my vandag in die koninkryk van God. Dankie Here, U woord sê, almal wat U aangeneem het U mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek is nou U kind, seun, dogter van die lewende God. En ek eer U daarvoor nou, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Here, nou wil ek bid vir elke persoon in hierdie gebou, dat hierdie openbaring, die krag van God in ons en die krag van God deur ons, Christ, the hope of glory, hierdie verborgenheid, hierdie geheim, nie net 'n geheim sal bly, Here, wat ons van weet en lees nie, maar dat dit deur ons lewe gemanifesteer sal word. Dat ons elke dag sal beleef hoe die kragdimensie van God sigbaar word in en deur ons lewens. Dat God die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is,
Here, dieselfde gees wat Jesus uit die dood opgewek het, woon ook nou in ons sterflike liggame, sê die woord, Here. Dat die gees van God in en deur ons sal werk, die dinamis krag van God, dat dit ons lewe sal beheer, dat ons elke dag dit sal manifesteer. En Here, dat ons nie in die vlees sal wandel nie, maar in die gees. Want die woord sê, wandel in die gees. En die begeerlikhede van die vlees sal nie oor jou kom nie. Want die wet van die vlees, of die wet van die gees, sê vers 2, Romeine 8:2, het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet van die gees, die wet van die gees, Christ in us, the hope of glory, het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Here, ons het onverganklike saad in ons, Here. Daar's nuwe saad in ons, Here. Onverganklikheid, Here. En Here, die duiwel haat dit as ons dit weet. Daai kragdimensie, daai dinamiskrag, Here, wat in en deur ons lewe gemanifesteer word, Here. No weapon formed against us shall prosper. For I am a child of the living God. Amen en amen. Prys die Here. Nou, jy moet nie volgende week mis nie. Hierdie was net die inleiding van Kolossense. En volgende week gaan ons bietjie meer ingaan oor hoe die Here wil hê ons leefstyl moet getuig van die kragdimensie en hoe ons daarby uitkom. Wie wil sien dat dooies opstaan? Wie wil sien dat siekes gesond word? Wie wil sien dat blindes sien en dowes hoor en daai wat Jesus gesê het, groter dinge sal julle doen omdat ek na die Vader gaan. Nou volgende week gaan ek 'n bietjie aan dit raak. Men 'n weermag van God se krag. Dis doen nie net vir die pastoor nie. Dis doen vir die kerk, die liggaam van Christus. Amen. Volgende week gaan ek daaraan raak. Maar kom ons bid hierdie gebed. Maar voor ons hierdie gebed gaan bid, wil ek jou vra as die Here met jou praat. Ons gaan oor 3 weke gaan ons 'n tent hier op. Hierdie tent is die voorsmaak vir die ware tent, okay. En daar's 2 goed. Ons gaan die tent opstaan, ons moet hom nog betaal. Dit beteken as die Here met jou praat, al is dit net 100 of 500 rand, ons moet voor Woensdag 40.000 rand betaal vir die tent. As die Here met jou praat om geld te gee vir die tent, dit sal hoog waardeer word, ons moet dit nog betaal. Dis nommer 1. Dis die tent. Die tweede ding is dit help jy as dit 'n tent wat 400 of 500 mense kan vat en net 200 of 50 mense daagie op nie. Die naweek. Ek meen nooi mense vir daai naweek. Kom ons kom Saterdag en ons nooi ons vriende en familie. Daai vriende daar ver wat jy nie weer wil praat nie. Nooi hulle maar net vir daai dag. Net daai dag, die Here kan hulle lewens verander. En ons pak Saterdag, Vrydag, Saterdag en Sondag, die naweek van die 5de Oktober, pak ons hierdie plek uit en ons sien hoe die Here siele gaan wen. Amen. Amen. En ons sien ook hoe die Here gaan, ek glo, wat God bestel betaal hy. Ek glo dit uit my hart. Ek weet die Here gaan die liggaam gebruik. En ek wil jou by jou aanmoedig. Ek jou bemoedig as die Here met jou praat deur die Heilige Gees en hy sê vir jou jy moet 1000. Ek weet as 20 mense 2000 gee, dan is dit 40.000 rand. En dis vinnig. Dit kan vinnig wees, maar weet jy wat, dit gaan nie vir my oor die geld nie, dit gaan vir my oor die siele. En ek weet, daai tent gaan baie lewens verander. Wat jy nou daar sien, is dit 'n voorsmaak, dit gaan die bidkamer wees. Die ware tent is 'n nuwe tent, wat ten minste 2 keer, 3 keer amper daai grootte is, wat groter as die kerk is, wat ons soveel as moontlik mense by die Here kan uitkry. En dis wat ons daai naweek voor die Here vertrou. Wie die evangelie is verniet, wie stem saam met my? Maar die pipeline is nogal duur hoor. Help my om die pipeline te betaal. Okay, amen. En daarom gaan ons hierdie bid. Kom ons bid vir hierdie gebed. En as jy geld wil inbetaal vir die tent, moet jy nie die woord by die kerkrekening inbetaal, moet jy nie die woord tent bysit asseblief. Sit tent, dan weet ons is vir die tent. Dan kan ons dit betaal, want by Woensdag gaan ons die tent gaan haal. Ek vertrou dan sal die geld daar wees. Amen. Prys die Here. Glo jy dit saam met my? Amen. God is getrou. Nou kom ons bid hierdie gebed saam.
want dit gaan oor siele, en dis wat ons daai naweek gaan die Here voorvertrou. Ons wend onsself na die noorde, die ooste, die suide en die weste. Ons verklaar dat 40 gesinne maandeliks by Brandpunt gemeente gevoeg sal word. Ons doen dit doelbewus en ons weet waarom ons dit doen, want alle mag en gesag is aan ons gegee in Jesus naam. Ons spreek teen die owerhede, die magte, die bose geeste en die lig. Laat los die gesinne wat by Brandpunt gemeente gevoeg moet word. En ons dankie nou vir die arbeiders en die oes in die naam van Jesus. Amen, amen, amen. Here, dankie. Dat vanmôre se woord, Here, wie sal kan ooit sê, Here, hy het nie gehoor as die evangelie aan hom gepreek is, en Here, as die evangelie gepreek is, sal hy nooit kan sê hy het nie gehoor nie. En Here, die evangelie, die goeie nuus is, Christus in ons, die hoop van die heerlikheid. En Vader, ons gebed is dat hierdie boodskap sal in hierdie omgewing so versprei word, veral Here die naweek van die 5de, 6de Oktober, daai naweek van die 5de Oktober, dat ons verstom gaan staan, hoeveel mense tot bekering kom. Here, die aand as Dani Botha gaan bedien, dat die tent vol mense sal wees. Die oggend, Here, as die bikers gaan kom, Here, ek wil sê, Here, bring die rofste bikers, Here. Here, ek wil vandag sê, bring die rofste, en sal ek maar met hulle drankie aankom, maar gaan sonder hulle drankie weggaan, Here. Hulle gaan gered die weggaan, Here. Ons soek die rofste mense, Here. Ons soek die Paulus wat Saulus was, Here, ons soek hulle, Here. Laat die plek uitgepak sal wees, hoe mense kragtadig tot bekering kom. En Jesus ontmoet. Vrydag aand, dat families verander word. Sondagoggend, dat families verander word. Here, dat daai tent 'n tent van herlewing sal wees, Here. Ons roep dit, Here. En Vader, dankie vir die oesmasjien wat hier voor my staan. Want Here, ons moet uitgaan en die siele inbring. Here, ons moet die mense gaan nooi. En Here, ek bid dat ons almal in ons gees sal sê, Here, ek meld aan vir diens. Ek sal mense nooi wat die Here nie ken nie. En mag daai naweek 'n siele oesmasjien wees wat in hierdie gemeente losgelaat word tot eer van U, Here. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. En jy moet net onthou, daai Sondagoggend gaan jy nie kos by die huis hoef te maak nie, ons gaan kos vir almal hier gee. Mense sê dit sommer al vir jou pelle daar buite. Nooi hulle en sê hulle jy gaan verniet eet. Okay, great. Baie dankie, blessings. Daar's nie vanaand kerkie. As jy wil kerkie, kan jy alleen kom en dan moet jy vir jouself preek. Baie dankie.